Here, ons het vanmôre niks anders om vir U te gee as ons hele hart nie. Ek verklaar vanmôre dat elkeen wat hier teenwoordig is vandag, gee ons hele hart vir Jesus Christus, die Seun van God wat in beheer is van alles, wat gekom het en gesterwe het, wat gelewe het, wat opgestaan het, wat lewe tot in alle ewigheid en wat sit aan die regterhand van ons Vader, Here. Ons het regtig 'n gevoel van dankbaarheid, van soveel bewustheid van U genade in ons lewe vandag. Ons het so 'n gevoel van gratitude, Here, in ons harte vandag, omdat ons weet U is die een wat in beheer is. U is op die troon en U sal ons nooit ooit los nie. So ons wil ons sing en sê, I throw up my hands and I praise You again and again and again and again. We praise You this morning. We honor You as You are God Almighty, God above all. En ons weet U is altyd saam met ons. Ek gaan vra dat ons daai laaste gedeelte net weer doen. I throw up my hands and I praise Him again and again. Kind van die Here, Hy alleen is waardig vanmôre van ons lofprysinge, van ons pryse, van ons opoffering vandag om te sê, Here, hier is ons harte, hier is ons wese, hier is ons voor U vandag, om te sê, ons prys U weer en weer, want ons sê dankie, en ons sê halleluja, amen en amen. Dankie Jesus. Dankie Jesus, dat ons weet vanmôre is U hier in ons teenwoordigheid. U beloof ons waar ons vir mekaar is. In U naam, daar is U in ons teenwoordigheid. Ek sê vir U vandag dankie dat ons dankbare harte kan hê te midde van slegte omstandighede. U woord sê vir ons, wees in alles dankbaar. Nie wees oor alles dankbaar nie, maar wees in alles dankbaar. En met dankbare harte sê ons vandag, Here, dankie dat ons nog lewe. Dankie dat ons nog hier is. Dankie dat U nog op die troon is. Dankie dat U ons nooit sal los nie. En dankie dat ons weet, U stry vir ons vanmôre. En U is ten volle in beheer van elke situasie van ons lewens. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. En ons bring aan U al die lof, al die eer, al die dank en al die aanbidding in Jesus naam. Amen. Wil jy hom prys vanmôre, kind van die Here? Wil jy hom loof vanmôre? Ek glo hy's hier en ek glo hy's bewus van jou. Ek weet hy staan reg om vir jou op te staan en op die regte tyd vir jou die deurbraak te gee waarvoor jy so lank bid. Mag die Here jou ryklik seën. Mag hy saam met jou vandag gaan. Mag hy hierdie diens vir jou, mag hy in hierdie diens jou ontmoet. En daarvoor loof en prys ons hom. Jy kan jou sitplekke neem. Ek wil graag vir ons band sê baie dankie wat vanoggend soos altyd regtig die naam van die Here geprys het. Ons wil vir julle sê baie dankie. Mag die Here jou kind van die Here seën vandag. Ek glo dat jy 'n wonderlike tyd gaan hê. Is jy bly om vanmôre hier saam met ons te wees? Hi. Kan ons 'n bietjie die Here loof vanmôre as jy bly is om hier te wees? Amen. Ek glo ons is 'n kerk van lewe, soos wat ons jaartema sê, lewe en oorvloed van lewe, soos wat die Here vir ons beloof in Johannes 10 vers 10. Dit was Jesus Christus se eie woorde. Ek het gekom dat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Glo jy dit saam met my? Nou gaan ek vanmôre met jou gesels oor die tema van my boodskap is die dimpels van loutere vreugde.
Smaal 'n bietjie vir die een langs jou. Dan kyk jy wie het 'n dimpel. Ek is nie so gebore nie. Het iemand 'n dimpel hier vanmôre? Wie kan 'n hand opsteek en sê, daar's 'n paar daar wat sê ek het 'n dimpel. Hier's mooi. 'n Dimpel is 'n pragtige ding. Ek wens ek het 'n dimpel gehad. Ek weet van mense wat al vir 'n operasie gegaan het, hierdie vreeslike Hollywood sterre om net 'n dimpel te kan hê. Nou ek het daarom nie 'n dimpel nie. Ek sou as ek 'n dimpel wil hê, sal ek geslat moet word om 'n dimpel te kry. Prys die Here. Maar ek gesels vanmôre met jou oor 'n ander tipe dimpel as daai dimpel wat jy nou vanmôre in die mooiste persoon langs jou vandag gesien het. Ek gesels met jou. Tema van my boodskap is vanmôre die dimpels van loutere vreugde. En op hierdie pragtige Moedersdag is dit my voorreg om vir jou die woord van die Here te kan bring. Nou wonder jy dalk vanmôre, wat het 'n golfbal en 'n golfstok nou te doen met die dimpels van loutere vreugde? Wat beteken dit tog? Was dit Ernie Els of Yuri Els? Wie het golf gespeel? Dis Ernie. Ernie Els of nee. Tiger Woods, daar's hy. Tiger Woods het gesê: "My ma is die rede dat ek die goeie golfspeler is wat ek is." Stem jy saam daarmee? Ek glo agter elke goeie golfspeler is daar 'n vrou, is daar 'n moeder wat hom aangemoedig het, wat hom geondersteun het in hierdie sport. En dis waarom ek vanmôre met jou gesels oor die dimpels van loutere vreugde. Wil jy vanmôre saam met jou Bybel oopmaak as jy hom hier het? Anders gaan ons die skrif op die bord sit. Dis Jakobus 1 vers 2, 3 en 4. Lekker agter in die Bybel. Jakobus hoofstuk 1 vers 2, vers 3 en vers 4. Ek gaan jou net so 'n oomblik gee om gou daar oop te maak as jy graag wil oopmaak of 'n aantekening maak. En dan wil ek net vir jou sê, ek is so bly om vandag hier te kan wees en die woord van die Here vir jou te kan bring. En ek is seker, jy gaan iets vandag hier saamvat huis toe. Al is dit net die mooi vrou langs jou of die pannekoek in die saal of die boodskap iewers, gaan die Here jou vandag ryklik seën. Jakobus 1 vers 2, 3 en 4 sê: "My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees." Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter eintlik volhard, dan sal julle jou lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Wil jy vanmôre jou hand opsteek en sê, Here, ek gaan niks kort kom nie, want hy beloof dit. Psalm 23 vers 1 sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En hier beloof hy weer, hy sê, julle sal niks kort kom nie. Ek wil in hierdie teks gedagte hê, jy moet 3 goed vandag onthou. 1, jy moet baie bly wees, slegte dinge met jou gebeur. Nommer 2, dit veroorsaak dat jy kan volhard. En nommer 3 is die ondeurgrondelike belofte, maak nie saak wat gebeur nie, beloof God, julle sal niks kort kom nie. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Here, wat 'n voorreg vanmôre om u woord te kan oopmaak, u onvervalste, perfekte waarheid, die woord van die Here. Dankie dat ons u op aarde kan hê. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dankie dat ons u hier op aarde het deur u woord. Dankie dat ons die Heilige Gees vanmôre hier in ons midde het. Ek glo dat u vandag 'n spesiale afspraak het met elke persoon wat hier is, en daarvoor loof en prys ons u Vader in Jesus naam. Amen. En amen. Ek gesels vanmôre met jou kind van die Here oor die dimpels van loutere vreugde. Die dimpels van loutere vreugde is my tema van my boodskap vanmôre. Nou ons het 'n wonderlike oom en tannie in hierdie gemeente. Die mooiste mense wat jy ooit in jou lewe sal teekom. Op hierdie Moedersdag. Tannie Adel en oom Johan Kriel. Die mooiste mense, die mees toegewyde mense wat jy ooit in 'n kerk sal kry. Die wonderlikste, mees fantastiese mense. Maar ek sukkel met oom Johan. Oom Johan nooi my oor en oor en oor om saam met hom te gaan golf speel. Nou as jy my ken, dan moet jy weet, hierdie lyfie doen 3 dinge nie. Ek kamp nie, want ek hou nie daarvan nie. Ek kan nie ek hoor 'n paar amens, prys die Here. Ek kan nie in minder gerief iewers elders 'n tent gaan opslaan met die hoop en die bid en sê Here dat 'n leeu my nie vanaand verskeur nie. So ek kamp nie. Nommer 2. En ek het baie jeugkampe al in my lewe gedoen. Maar ek sal vir 'n jeugkamp is dan vir die Here, prys die Here, maar nie vir ontspanning nie. Nommer 2. Ek vang nie vis nie. Want dit gebeur nie vir my nie.
Dit werk nie. Ek het al 'n hele dag van my lewe meer as een keer gemors langs die viswater om in te gooi en uit te trek. En in te gooi en uit te trek met die hoop dat iets gaan gebeur. Dan sê ek, Here, ek soos die disippels vandag, ek het die hele nag niks gevang nie. En daar's die derde ding wat ek nie doen nie, is ek speel nie golf nie. Maar dit beteken nie dat oom Johan my nie gaan nooi vir 'n golf nie. En hy hou nie op daarmee nie. Hy bly nooi en hy bly nooi en jy sal nie 'n groter golfmeester en 'n groter golf entoesias en 'n groter golf gentleman kan kry as juis oom Johan nie. Dan trek ek nog verkeerd aan vir die game ook nog. Daar's blykbaar 'n dresscode vir die golfbaan. Dan sê ek oom Johan, ek lyk net maar so, dan sê hy toe maar, niemand gaan niks vandag sê nie. Ons moet net kyk dan na die toekoms. So sê oom Johan. Nou kom ons nou daaraan. Dan sê hy vir my, dit gaan eers oor die manier hoe jy staan, blykbaar. Goed, so jy moet nou staan, wysbeen uitmekaar uit. Hy hak ook die golfbal so nader, hy vang hom so. Hierdie is eintlik sy golfstok, hoor. Wat hy hier agter bær, as jy dit nie weet nie, dis regtig so. Hy bær hom hier agter en hy sê as ek te lank preek, dan vat hy hom gewoonlik, dit regtig. Dan vrommel hy papiere op en dan gaan slat hy golfballe hier in die saal terwyl ek preek. Kan jy dit glo? Dat iemand so lief kan wees vir golf. Maar ek weet hy's liewer vir die Here Jesus. Dis hoekom hy hier is vanmôre. Kan ons net vir oom Johan weer lekker hande klap gee? Ek ploeg bietjie met hom vanmôre, maar ek het hom daarom gewaarsku voor die tyd. So hy sê dat jy moet so staan en dan moet jy wydsbene uitmekaar uit staan. Hy moet so 'n driehoekie vorm hierso. Staan ek nou so, nê? Dan sê ek maar jou hande moet reg, jou knie moet gebuig wees. Jou arms moet reguit wees, maar jou lyf moet vooroor gebo staan. So nou weet ek moet nog terug staan, anderster kan ek nie lekker staan nie. Knie gebuig en dan moet ek nou die bal slaat. Dan het ek die bonatuurlike vermoë. Die Here het my geseën met daai vermoë. Ek slaat 'n golfbal. Dan beland hy hier agter my. Ek weet nie hoe dit gebeur nie. Daar's niemand, Tiger Woods kan dit nie doen nie. Dan slaat ek daai golfbal, dan slaat ek hom vas teen 'n ysterpaal wat daar staan op die golfbaan, dan wip hy, kom hy terug na my toe. En ek slaan en ek en hy, ek was braaf geweest, ek bestel vir my en vir hom elkeen 'n emmer balle voor die tyd by die driving range. Aanvanklik het ek gehoop en gesê, Here, help my dat hierdie bas so lekker, help my dat hierdie balle nie klaar raak nie. Naand bid ek en sê ek, Here, help my dat hierdie balle net klaar raak asseblief. Ek kry nie die goed hier weg nie. En as ek hierdie bal so slaan en die bal kom net weg van my af, al wat oom Johan sê is, toe maar pastoor, jy kry daarom die bal weg van jou af, dis al. Is hy nie wonderlike golfmeester? Jy sien, en die laaste keer, want ek en hy was nog al 'n paar keer op die golfbaan gewees, hy hou nie op nie. Hy sê vir my, ons gaan nou weer golf speel. Tweede keer saam met hom op die golfbaan, nou slaat ek die bal. En ek is seker is die Satan wat hulle gestuur het, terwyl ons so slaan, nê. Kom daar kinders, ek weet nie van waar af nie, kindertjies van all over af, gaan tel hulle so waar as vet daai balle op. Bring hulle die balle vir ons terug, maak weer my emmertjie vol. Ek sê vir hulle, Koert, gaan julle nou asseblief, waar's julle ma? Weet jou ma jy's hier? Amen. Ek probeer so graag om hierdie balle weg te kry, weg van my af en ek oefen so hard. En hier kom hierdie kinders en hulle bring die balle terug. En toe daai een kind vir my die bal so gee, hy sê, hier oom, sorry oom, ons het net probeer help, bekeer die Here help my, ek bekeer my net daar. Ek sê, sorry seun, ek moet net nie ons met julle raak slaan nie, sê ek maar vir hom, maar eintlik wil ek julle moet weggaan, terwyl ek daai bal so in my hand vat, en ek tog, nou moet die Here my krag gee en genade gee om hierdie balle hier weg te drywe. Toe ek hom so vat, en ek het daai golfbal so in my hand, toe praat die Here met my, oor die dimpels van loutere vreugde. Ek gesels vanmôre met jou oor hierdie dimpels in hierdie golfbal. Gesels vanmôre met jou presies oor dit wat ek hier so in my hand het. Waarom is 'n golfbal vol dimpels? 'n Golfbal kan nie lekker hop nie, hoor. Hy kan hop, maar nie so lekker nie. Hy kan lekker rol, maar ook nie so lekker nie. 'n Golfbal is gemaak om ver te travel nadat jy hom geslaan het. Jy kry eisters en klaps en drywers en patters en die Vader alleen weet wat alles, oom Johan, daar's daar 'n nommer op. My nommer is 083, hierdie een is SW. Waarvoor staan dit? Is dit skande en smarte en verdriet? Waarvoor staan dit? Sandwich. Kan jy, dis nogal lekker. Ja, dis die lekker eet na die tyd, wat dit eintlik nogal lekker maak. Nou sê die Here vir my, dat die bal wat ons nou so ver moes slaan, lyk anders as 'n pingpongbal. Want 'n pingpongbal moet hop so hoog as moontlik. Hy moet geklap word so ver as moontlik. Maar 'n golfbal het 'n totale ander roeping. Kom ek vertel jou waar is sy roeping gebore in 1905. Het William Taylor die eerste keer dimpels
gemaak in golfballe. Hy was 'n Engelse ingenieur en vervaardiger en hy het in 1905 'n patent geregistreer vir die ontwerp met kuiltjies. William Taylor het opgemerk dat gebruikte balle verder vlieg as nuwe balle. Daarom het hy besluit om sistematiese toetse te doen om vas te stel watter oppervlakvorm die beste vlug gee. Hy het 'n patroon ontwikkel wat bestaan uit reëlmatig verspreide dimpels oor die hele oppervlak. Ek wil hê jy moet vanmôre daai onthou, gebruikte balle vlieg verder as nuwe balle. Ek wil hê jy moet vanoggend weet dat balle wat al hard geslaan is, het die vermoë om verder te gaan, verder te reis as splinternuwe balle wat nog nooit enigiets aangedoen is nie. Wil jy vandag sê as jy 'n golfbal op die regte manier kan slaan soos wat net oom Johan hom kan slaan, hy slaat 100-200 meter, ek slaat 100-200 centimeter, net hier voor my, prys die Here. Maar as jy 'n golfbal slaan op die regte manier, gaan hy baie verder trek as wat 'n pingpongbal gaan trek as jy op dieselfde manier gaan slaan. 'n Pingpongbal is hol. Hy het niks binne in hom nie. Hy het geen substansie nie. Hy kry nie houe van hierdie golfklaps en golfuisters nie. 'n Pingpongbal het eintlik 'n wonderlike lewe. En 'n pingpongbal is so, hy hop so ver weg van die mense af. Hy hop weg van sy maker af. Hy hop weg van sy doel af en 'n pingpongbal hop weg van sy calling af en dit waarvoor hy gemaak is om te wees. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou kind van God, ek gesels vandag met jou oor dat gebruikte balle verder vlieg as nuwe balle en dat daar dimpels is in golfballe en daardie dimpels is die dimpels van loutere vreugde. Ek gesels met ons mammas vanmôre hier. Ek gesels met ons pappas vanmôre hier. Ek vra vir jou, of is daar 'n paar dimpels geslaan in jou golfbal? Het jy gedink jy's 'n pingpongbal, toe sla die lewe vir jou onderste bo? Jy het 'n finansiële uitdaging in hierdie lewe ervaar so erg dat jy of alles verloor het of amper alles verloor het, of jy het 'n siekte toestand gekry wat niemand nog ooit gekry het nie. Miskien het jy in 'n emosionele gat vandag geval en jy sê, Here, waarom word ek soos 'n golfbal geslaan en geslaan en geslaan van die môre tot die aand? Here, ek is 'n ma wat nie meer weet watter kant toe nie. Op Moedersdag. Ek is 'n pa wat nie meer weet watter kant toe nie. Ek weet nie meer watter kant toe in my besigheid nie, Here. Ek weet nie meer nie, maar al hierdie dimpels wat op my geslaan word en geslaan word en geslaan word, is besig om vir my onuithoudbaar te raak. Ek het goeie nuus vir jou vandag vir jou. Is daar iemand hier wat net 'n hand kan opsteek en sê, maar ek het so 'n paar dimpels al in my golfbal gekry. Ek het gedink ek is eers 'n pingpongbal. En toe is ek 'n golfbal. En ek word geslat en geslat en geslat. Dan kom as hier klein kindertjies dan tel hulle vir my op en bring hulle vir my weer terug na die ou toe wat glad nie 'n golfbal kan slaan nie. En dan slat hy vir my weer. En dan slat hy, dan gooi die lewe my vas teen daai ysterpaal en ek hop terug en ek word weer geslaan en ek rol terug en ek kan net nie ophou om seer te kry nie. Jy moet vanoggend onthou dat gebruikte balle trek verder, hoor. Gebruikte balle kry 'n getuienis om meer en verder en veel groter dinge te kan doen vir die Here as gevolg van die feit dat hulle louter vreugde gekry het deur die dimpels wat die lewe vir hulle gegee het. Terwyl ons gesels met ons moeders vandag, wil ek met jou gesels oor die dimpels wat Job se vrou gekry het. Almal van ons weet wat met Job gebeur. Job het op een dag, nadat die Satan van hom gesteel het, die dimpels kom nie van die Here af nie, hoor. Die dimpels kom van die Satan af. En die Satan het gesteel, die Satan het geslag, die Satan het gekom om te verwoes. Die Bybel sê dit is die calling van die duiwel om te steel, te slag en te verwoes. En hy het presies dit met Job gedoen. En ons skryf vir Job so jammer. Job het op 'n ashoop gesit. Job het sy sere gekrap met 'n stuk porselein wat gebreek is. En Job het so swaar gekry, arme Job. Maar wat van Job se vrou? Wat van Job se vrou wat ook net soos Job al haar kinders verloor het? Dit moet sekerlik een van die seerste dinge wees, en as jy nie daardeur is nie, sal jy sekerlik nie kan saampraat nie, maar om 'n kind te kan verloor. Arme Job, maar wat van Job se vrou? Wat ook 'n mamma was. Jy sien, sy het haar man bygestaan deur totale finansiële verwoesting. Daar was nie kos om te eet nie.
Daar was nie 'n plek om te bly nie. Daar was geen finansiële vir Job gewees nie, finansiële voorsiening vir Job gewees nie. Maar wat van sy vrou? Sy vrou het net so swaar gekry soos Job. Job sou dalk in die kombuis instorm en sê, ja, wat eet ons vanaand? Job kon nie voorsien nie, want hy het alles verloor. Maar nou moet sy vrou iets uit niks uitmaak en daar is niks om te eet nie. Hoeveel van ons mamas voel soms so, Here, daar is niks nie, daar is nie 'n uitweg nie, daar is nie 'n antwoord nie, maar ek is 'n ma, ek moet sterk wees, ek mag nie huil nie, ek mag nie knak voor my kinders nie. En op hierdie Moedersdag wil ek vandag vir jou sê, mamma, dis dimpels wat die lewe vir jou gee. Dan vra jy, Here, hoekom ek? Hoekom al hierdie dimpels? Hoekom hierdie seer kry? Hoekom hierdie swaar kry? En een van die grootste dimpels wat Job se vrou sekerlik kon kry is, sy het ook net soos Job al haar kinders op een dag, op een slag verloor. Ek weet daar's ouers in hierdie gemeente. Ek weet nie van almal nie, maar ek weet van 'n paar wat kinders aan die dood afgestaan het. En ek wil vandag vir jou sê, mamma, net omdat jy moontlik deur die dood van 'n kind gegaan het, beteken dit nie dat jy nie meer 'n ma is nie. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou kind van die Here. Net omdat jy deur dimpels in hierdie lewe gaan, net omdat jy 'n golfbal is wat geslaan word en geslaan word en geslaan word, beteken nie dat jy is nie meer in God se plan nie. En in God se plan vir jou lewe. Net omdat jy seer gekry het en swaar gekry het, beteken dit nie jy's meer of minder van 'n golfbal nie. Dit beteken net jy het dimpels gekry wat hierdie lewe vir jou toegedien het. Job se vrou moes sterk staan terwyl haar man fisies en emosioneel siek is. Job was fisies siek, hy het swere op sy lyf gekry regoor. Hy was uit swaar gekry en hy was emosioneel, was hy afgetakel gewees. Kan ek gou vandag vir al die mammas hierso sê, vir al die vrouens en vir almal wat hier is, en ek praat nou, jy hoef nou nie jou saam met my te skaar nie, meneer, as jy nie saam met my stem nie, maar ek wil tog namens myself dit sê. Daar's niks so erg soos 'n man wat verkoue het nie. Ek gaan dit weer sê. Daar's niks so erg soos man flu nie. Vra my vrou. My vrou sal griep hê, sy sal plat wees, sy sal in die bed wees en dan sal sy die wêreld verander daar uit die bed uit. Sy kan kinders klaarmaak, aantrek, kos maak, klere was, stryk, te kere gaan, alles doen wat sy graag wil doen. Ek help haar met baie goeders, maar sy doen al daai goeders uit haar siekbed uit. Maar as my neus net begine loop, dan bel ek klaar vir Dr. Karsten se kamers, maak klaar 'n afspraak. Ek kry klaar ACC, ek kry al hierdie goeders klaar. Ek haat dit om siek te voel. Ek haat dit om siek te voel. En jy sien wat moes Job se vrou gedoen het. Sy moes hom ondersteun terwyl hy fisies afgetakel was in sy liggaam, maar ook emosioneel afgetakel was. Ek wil my hoed vandag afhaal vir al die mammas wat hier teenwoordig is. Maar hierdie boodskap strek verder as net vir mammas. Dis vir ons elkeen wat vandag hier teenwoordig is, sodat jy kan hoor. Die dimpels wat die lewe vir jou gee, sê die woord van die Here, is dimpels van loutere vreugde. Ek wil vinnig net weer jou geheue verfris vandag. Jakobus 1 vers 2, 3 en 4 sê, as jy in beproewinge beland, moet jy bly wees. Vers 3, wanneer 'n mens se geloof vertoetseer staan, veroorsaak dit dat jy kan volhard, dat jy kan vasbyt, dat jy kan deurdruk, dat jy kan aangaan, maak nie saak wat nie. Vers 4, julle moet egter eintyd volhard, dan sal julle lewensdoel bereik en julle geestelik sal julle geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Daar's nog 'n moeder in die Bybel waarvan ons lees. En dis die dimpels wat Jesus se ma op hierdie aarde gekry het. Jy moet weet, op 'n stadium word sy wakker. Josef word wakker, daar verskyn 'n engel aan Josef in 'n droom en sê, kyk, die maagd sal swanger wees en sy sal 'n seun baar en julle moet hom Jesus noem, die een wat die wêreld van sy sonde sal kom verlos. En ek dink sy was so opgewonde, want nie net is sy swanger nie, sy is baie bly daaroor, sy is baie opgewonde, maar meer as dit is 'n goddelike roeping op haar lewe, dat sy die draer moet wees van die babietjie, van die seun van God, wat sy as 'n maagd sal baar. Sy naam sal Jesus wees, die een wat vandag in beheer is van my en jou situasie en omstandighede, die ene wat weet wat gaan môre plaasvind, en die een wat môre al reeds vir jou opstaan. Sy naam is Jesus.
Wat 'n wonderlike roeping is dit. Net een vrou in die geskiedenis van die mensdom het daardie voorreg gehad en dit was waar die moeder Maria swanger geword het met Jesus en sy het hom gebaar. En sy het hom net gebaar en het hom tempel toe gevat seker om ingeseën te word. Toe was herlewingsentrum nog nie gebou nie, Pastor Jimmy. So hulle vat hom tempel toe en terwyl hulle so by die trap van die tempel kom, toe staan die profeet Simeon daarso. En hy sê Maria, daar is die seun van God. Dit is Jesus, dit is die Messias wat jy in jou hande vashou. Hy profeteer dit. Almal hoor dit. Hy sê toe, Here, nou kan ek maar doodgaan, want ek is 'n stokhoring ou man en U het beloof ek sal die Messias sien. Nou het ek hom gesien, nou kan ek maar ook huis toe gaan. Maar hy sê vir haar hierdie woorde. Hy sê vir haar Maria, hierdie kind se teenwoordigheid in jou lewe sal wees soos 'n swaard wat deur jou eie hart as ma gedruk word. Daar's nie 'n groter seer. Ofwel, daar is seker, maar dit is 'n groot seer. As my kind by die huis moet kom en hy sê vir my A, B en C boelie hom. Of hierdie persoon maak hom seer. Of daardie persoon hanteer hom verkeerd. En hy's hartseer of my dogtertjie is hartseer en sê hoe swaar hulle kry miskien in 'n skoolsituasie of met maatjies, boelies, wat ook al die geval mag wees. Dis seer vir 'n ouer om dit te sien. Dis seer vir 'n ma om te sien dat haar seun word gekruisig. Dit was seer geweest toe sy gesien het en aanskou het hoe die wêreld regtig waar vir Jesus hanteer het. Ek wonder of daar vandag 'n mamma is wat in haar hart voel en sê, ek het ook al gesien hoe dit voel as daar 'n dolk deur my hart gedruk word wanneer my kind sleg hanteer word. Dis dimpels, ma, dis dimpels in jou golfbal. Dis dimpels. Dis jou bal wat gebruik word en geslaan word en seer gemaak word van die môre tot die aand. Dis nie lekker nie. Maar miskien is dit die plan van die Here. En toe Jesus gebore is, klaar by die tempel, toe hoor hulle dat hulle moet vlug Egipte toe. Want Herodes het gesê hy wil al die manlike kindertjies wil hy laat doodmaak. Want hy wou Jesus uitgewis het. Kan ek gou vanmôre vir jou sê, niemand kan Jesus uitwis nie, stem jy saam daarmee? En ek glo vandag, niemand kan Jesus se plan vir jou lewe uitwis nie. Ek glo dit is klaar gemaak, ek glo dat hy het regtig ware visie en 'n plan vir jou lewe, 'n visie van lewe en lewe in oorvloed, en hy gaan nie rus totdat dit nie uitgevoer is. Die wil jy hom prys vanmôre daarvoor. Maak nie saak hoe jou golfbal lyk nie, die Here gaan vir jou deurkom. En daar vlug sy en Josef met Jesus Egipte toe en hulle bly in Egipte tot na Herodes se dood. Baie keer voel jy, Here, hoekom voel ek vasgevang in my situasies? Hoekom voel ek vasgevang in my omstandighede? Here, dit is nie lekker om te wees waar ek is nie. Here, hoekom gebeur al hierdie goeters met my? Waarom moet ek in 'n vreemde land, in 'n vreemde plek gaan bly? Hoekom gebeur hierdie goed met my? Dan sê die Here vir ons, dis dimpels op ons golfballe waarmee hy 'n groter plan het. En een van die slegste situasies wat toe met Maria gebeur is, sy staan aan die voet van die kruis waar Jesus gekruisig word. En hulle gee vir hom 'n spons vol asyn om te drink voor haar. Bybel sê dit gebeur alles voor haar. En hy sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En hy blaas sy laaste asem uit. Sy was daar gewees. Sy het dit aanskou. Ek haal my hoed vandag af, nie net vir Maria nie, maar vir elke moeder wat vandag hier is, wat sê, Here, ek kan nie meer hierdie dimpels op my golfbal, ek kan dit nie meer vat nie. Nie net elke moeder nie, maar elke persoon wat vandag hier is. Elke huwelik wat verteenwoordig word, wat sê, ek kan nie meer hierdie aanslag van buite afvat nie. Ek kan nie meer hierdie aanslag binne in my huwelik, kan ek nie meer vat nie. Ek kan nie meer hierdie finansiële aanslag vat nie. Die aanslag van die duiwel op my gesondheid. Ek kan nie meer hierdie dimpels op my golfbal vat nie. Gesels met jou vandag, kind van die Here, met die dimpels op die golfbal. Want jy sien, as hierdie golfbal nooit dimpels gekry het nie, as hy 'n gladde, pragtige ou pingpongballetjie was. Kom ek sê, ons het met hom probeer golf speel as hy 'n pingpongbal was.
en jy het hom so neergegooi, dan bons, weg is hy. Kyk, hy's loyaal, hy bly net by my. Hy gaan nie weg nie. Want 'n golfbal is nie gemaak om te hop en skiep en jump tussen kerke, dan hier, dan daar, dan sis, dan so, dan hierdie oplossing, dan daai ding, dan s'ek by die dokter, dan s'ek by daai dokter, dan die ding, dan daai sielkundige hier, pediater daar, psigiater hier. Dis wat 'n pingpongbal maak. Maar 'n golfbal, vra daai kindertjies, kom altyd terug na die golfmeester toe. Sodat die golfmeester presies sy plan kan uitvoer wat met 'n golfbal moet gebeur. En die golfmeester wat daai golfbal dan dryf, sy naam is Jesus Christus, gee vir hierdie golfbal 'n getuienis om verder te trek as wat enige pingpongballetjie ooit sou gaan, wat een nie substansie binne in hom het nie, en twee wat nie dimpels op hom het nie. Jy vra dalk vandag vir jouself die vraag, hoekom moet ek al hierdie slegte dinge in my lewe deurgemaak het? As 'n ma, as 'n vrou, as 'n pa, as 'n man, as iemand wat nog nie kinders het nie, as iemand wat 'n unieke lewenssituasie het, wat geen ander persoon het nie. Here, hoekom moet al hierdie goed met my gebeur? Kan ek vir jou sê hoekom? Omdat die Here jou geroep het om 'n golfbal te wees en nie om 'n pingpongbal te wees nie. 'n Pingpongbal kry nie naaste by soveel houe soos 'n golfbal nie. Maar 'n pingpongbal kan ook nie naaste by so ver trek soos 'n golfbal nie. Het jy al 'n golfbal vir iemand probeer gooi? Jy kan hom vir hom gooi en hy kan in 'n reguit lyn trek na hom toe en daai persoon kan hom vang. Het jy al 'n pingpongbal probeer gooi? Veral as die wind waai. Jy gooi hom en dan waai die wind hom deur die kant toe. Want 'n pingpongbal weet nie wat dit is om deur die omstandighede te gegaan het wat 'n golfbal gegaan het nie. Ek wil vir jou teksgedagte lees en terwyl ons dit doen wil ek graag vra dat ons band sal vorentoe kom. En ook wil ek net vra of iemand net, kan ek sommer vir mami vra, om net vir Claudine te gaan sê, vir die kinders, vir die geskenke van die moeders, asseblief. Romeine 5 vers 3, vers 4 en vers 5. Hoor gou mooi wat sê die woord van die Here. Hy sê, ons roem ook in die verdrukkinge. Het jy al gebrek dat dit met jou swaar gaan? Jy mag maar hoor. Jy moet roem in die verdrukkinge, sê die woord van die Here, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Weet jy wat is lydsaamheid? Lydsaamheid is geduld. Lydsaamheid is probeer maar nog 'n keer. Lydsaamheid is hou maar weer asem op en gaan weer onder die water in. Gaan swem maar nog 'n bietjie verder. Gaan probeer maar weer 'n bietjie. Al voel dit vir jou of jy stikkend geslaan is en uitmekaar uit is, maak nie saak nie. Woord van die Here sê, die verdrukking gaan geduld by jou bring. Geestelike geduld is lydsaamheid. Wil jy vanmôre jou hand opsteek en sê, Here, ek wil geestelike lydsaamheid hê. Ek wil geestelike geduld hê. As jy jou hand opsteek, voor jou hand opsteek, moet jy seker maak jy is fyn daarmee om geslaan te word in hierdie lewe. Want 'n gebruikte bal trek verder as 'n bal wat nie weet wat is dit om 'n dimpel op sy oppervlakte te hê nie. Vers 4 sê, en die lydsaamheid beproefdheid. Beproefdheid beteken, been there, done that, got the t-shirt, ek is deur dit, ek is al om hierdie blok. Nou die dag luister ons radio, en hier kom 'n liedjie van ABBA op, en ek sing luidkeels saam. Ons pastore mag ons iets anders ook sing, nee, Pastor Jimmy, as 'n koortjie, prys die Here. Hier sê Simon vir my, waar het jy al so 'n ou liedjie gehoor? Ek sê, ek ken die liedjie. Hy sê, het jy al hierdie ou liedjie gehoor? Dit klink of jy hom ken. Ek sê, ja, ek ken hom. I've been there, I've done that, I've got the t-shirt. En as jy die t-shirt het, dan kry jy hoop. As jy nie weet wat dit is om deur 'n slegte situasie te gaan nie, kan jy nie jouself daarop beroem dat jy kan hoop hê vir die toekoms nie, want hoop beteken God het jou al iewers gehelp en dit beteken hy gaan jou weer help. Glo jy dit vanmôre saam met my? Wil jy daarom net vanmôre sê, Here, U het my daarom al iewers gehelp, al was die dimpels baie, U het my al gehelp en ek weet U gaan my weer in die toekoms help. Vers 5. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. As jy vanmôre hoop in jou hart het en sê, Here, ek hoop vir die beste. Here, ek hoop vir 'n goddelike uitkoms. Here, ek hoop vir 'n goddelike antwoord. Ek hoop vir 'n goddelike ingryping in hierdie golfbal situasie van my lewe waar ek geslaan word en geslaan word en geslaan word. Dan gaan die hoop nie beskaam nie.
Jy gaan nie skaam staan nie. Want op 'n dag, dan gaan die Here jou ook uithaal uit hierdie vrot golfspeler se hand uit. En hy gaan jou in 'n pro golfer se hand sit. En hy gaan sê, hier, doen wat jy moet. En daai pro golfer se naam, hoor gou mooi, weet jy wat is sy naam? Sy naam is Jesus. Glo jy dit vanmôre? Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. En Jesus Christus sal nie toelaat dat jy, onthou wat sê Jakobus 1 vers 4, jy gaan niks kort kom nie. Maar jy gaan jou getuienis kan uitleef. En ander help wat swaar kry en ook dimpels het op hulle golfbal. En hy gaan jou seën met 'n getuienis en hy gaan daai getuienis verder laat gaan as wat enige pingpongballetjie se getuienis gaan wees. Wil julle vir ons regmaak dat ons weer daai laaste gedeelte van gratitude sing, waar ons vanmôre net weer gaan sê, I throw up my hands, I praise you again and again. Al is ek vol dimpels, al het ek celluliet op my golfbal, I'll praise you again and again. Al voel ek stikkend geslaan deur die lewe, soos Maria, I'll praise you again and again. Al voel ek soos Job se vrou vanmôre, I'll praise you again and again. Here, U het 'n plan met my lewe. Ek weet nie hoekom moet ek so vol gaatjies en vol dimpels wees nie, maar ek weet vanmôre, dis dimpels van loutere vreugde. Ek weet ek moes dalk swaar kry, maar die Here sê ons swaar kry sal nie vir altyd aanhou nie. Hy beloof dit in sy woord. Hy beloof saam met die swaar kry sal net goedheid en guns ons volg al die dae van ons lewe. Tot wanneer? Tot aan die volëinding van die wêreld. Jy hoef nie eens bang te wees vir die dood nie. Want die Here sê selfs na ons dood is sy gees nog steeds met ons tot aan die volëinding van die wêreld, nie net tot aan die volëinding van jou lewe op hierdie aarde nie. Wil jy vanmôre net sê, Here, dankie. Ek is dankbaar. Nie oor die dimpels nie, maar ek is dankbaar in elke situasie waar my golfbal vol dimpels geslaan is. Want ek weet my golfbal gaan veel verder trek wanneer U my golfbal gaan oproep om 'n getuienisdraer te wees vir Jesus naam. Kom ons sluit ons oë. Here, 'n voorreg is dit vanmôre om te onthou dat U is nog nie klaar met ons nie. En nou maak die lewe ons seer, Here, het U miskien 'n onsigbare plan daarmee wat ons nooit sal weet nie. Al weet ons nie meer wat se kant toe om te gaan nie, Here, weet U en sal U ons nooit los nie. Dankie dat U, Here, nie sal toelaat dat enige iets buite U wil met ons gebeur nie. Maar Here, eerder dat ons nie nou moet vaskyk in die seer en die pyn wat die lewe vir ons gegee het nie. Maar eerder om te sê, Here, hoe kan ek my getuienis gebruik om ander mense te help wat miskien deur dieselfde houe gaan as wat ek gegaan het. Ons wil vanmôre saam sing en Here sê, Here, I throw up my hands, I praise you again and again. Ons wil U oor en oor prys omdat U God is, omdat U goed is. Al gaan dit nie altyd goed nie, is U altyd goed. En niks kan dit verander nie. Daarvoor sê ons baie dankie en ons bid, Here, dat U hierdie diens verder sal seën. Dra elkeen vandag op U hart, Here, elke moeder, elke persoon wat hier vandag verteenwoordig is. Bid ons dat U hulle ryklik sal seën. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen en amen. Kan ons die Here vanmôre lekker lofoffer gee, kind van die Here? Amen. Het jy baat gevind by hierdie boodskap vanmôre? Ek gaan my foon op silent sit as jy oom Johan bel, prys die Here, ek het nou genoeg bale geslaan. Maar saam met hom verseker tyd spandeer. Kan ek vir jou sê, nie 'n lekkerder vriend om te hê op die golfbaan nie. Kan ons weer vir oom Johan 'n lekker hande klap gee? Oom Johan, baie dankie. Dankie dat ek met oom kon ploeg. Ek is nie bang vir oom nie. Ek dink dan die Adel gaan my nader gryp na hierdie diens. Dan is ek 'n groot moeilikheid. Maar ek weet dat die Here vanmôre met ons ontmoet het. Mag hy jou ryklik seën en mag hierdie boodskap in jou hart wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. Oh, I throw up my hands, I'll praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for the king, except for a heart singing hallelujah.
wonderlike Sondag gehad. Ons is baie opgewonde, want vandag is Moedersdag. So, die kleintjies, die kindertjies het 'n verrassing vir julle almal. Hulle het ook ietsie gemaak vir almal. Maar voor ons by dit gaan kom, wil ek net vir julle eers ietsie lees en sê van die kinderkerk se kant af. OK. Die gesprek tussen God en 'n baba. Voor 'n baba na die aarde gestuur te word, is daar 'n sagte gesels in die hemel. God het die babatjie gevra: "U stuur my môre na die aarde toe. Maar hoe gaan ek leef as ek so klein en hulpeloos is?" God het geglimlag: "Ek het 'n engel vir jou gekies. Sy sal vir jou wag en mooi na jou kyk." "Maar hoe gaan ek verstaan wat hulle sê?" "Jou engel sal jou die mooiste woorde leer. Sy sal met jou liefde praat. En as ek met u wil praat, sy sal jou leer bid. En al ken jy nie die woorde nie, ek sal altyd luister. Wie sal my beskerm? Jou engel sal jou beskerm, self al moet sy haar eie lewe daarvoor gee. Maar ek gaan hartseer wees, omdat ek nie meer saam u is nie." God het saggies gesê: "Jou engel sal jou aan my herinner. Sy sal met teenwoordigheid deur haar liefde voel." Die babatjie het stil geraak en gesê: "Here, ek is amper op pad. Wat is my engel se naam?" God het geglimlag en geantwoord: "Jy sal jou engel mamma noem." Nou, Spreuke 31 vers 25 sê: "Sy is met krag en waardigheid beklee en sy lag vir die toekoms." Ek wil dit vandag van die kinderkerk se kant af sê vir al die mammas. Of jy nou 'n kind het of nie, jy is 'n engel gestuur. Ons was as kind altyd geleer, ons het 'n engel wat na ons kyk, wat elke dag terug na Jesus toe rapporteer. En dit is ons mammas. En ons as kinders, ons waardeer ons ouers nie altyd nie, en veral ons mammas, ons waardeer nie altyd wat hulle vir ons doen nie. En ons wil net vir julle sê, ons diep in ons hart weet ons, dat sonder julle sou ons regtig nie kon wees waar ons kon wees nie. So, die kindertjies gaan nou, een vir een, net gou mooi opstaan. Ons vra dat al die moeders, of jy nou 'n kind het of nie, net sal opstaan, want ons weet, in een of ander manier, is jy 'n mamma vir iemand, of by jou werk, of by jou skool, of in jou familie. So ons vra gou dat julle net vir ons sal opstaan, sodat die kindertjies kan weet vir wie hulle moet uitdeel. OK, mooietjies, as julle mamma sien, hulle volgende gee, okay, en dan terugkom genoeg. Ons vra dan net, as julle 'n geskenkie ontvang het, dat julle net weer terug sal sit, sodat die kinders kan sien wie hulle nog voor moet gee. OK, voor ek vir Claudine oorgee, wil ons net sê baie dankie. Sy het nou net hierdie jaar by ons ingekom en help oorvat en alles. So ons is net dalk ietsie kleins om net dankie te sê, want jy is ook die mamma van die kinderkerk. So baie dankie vir alles. Baie dankie julle almal. Dankie kinders, julle het so mooi saamgewerk. Ons is almal baie lief vir ons mammas, né? Bernard, julle kan dalk net gou vir my die musiek so klein bietjie sagter sit. Ons het nou nog mammas in die Sondagskool wat baie help. So ek wil graag vra dat die vrouens wat betrokke is by die Sondagskool, Lisa en Shanay en Stefanie, dat julle net gou ook vorentoe gaan kom. Ons gaan vir julle ook net ietsie gee. Want weet julle, daar gaan verskriklik baie moeite in 'n Sondagskool les en in die voorbereidings en om die kinders georden en gereg te hou, want ja, julle vertrou ons met julle koninkrytjies. En dit is vir ons 'n voorreg om vanoggend dit te leer. Hulle het vanoggend van die rigters geleer. Was 'n groot les om te leer, maar hulle het dit verstaan, né? Want julle is so slim. So ons wil net dankie sê vir elkeen van julle. Ek wil nou net by waar was julle? Stefanie, van die kinders se kant af, sê ons vir julle baie dankie dat julle ook julle tyd, julle moeite, ek weet hoeveel Saterdae is julle besig om baie hard lesse voor te berei. So sê baie dankie vir julle. Mag die Here julle aanhou seën met die werk wat julle in sy koninkryk doen. Ons sê baie dankie. Tannie Sonja, kan tannie vorentoe kom vir ons. Ek wil graag vra dat Claudine en tannie Rolien ook vir ons sal vorentoe kom asseblief. Baie dankie.
Ons wil net vir jou baie dankie sê. Jy is ons mamma by die oliekruik en ons waardeer jou baie veel. Ietsie kleins. Dan wil ons graag net van die gemeente se kant af sê vir die twee moeders van ons gemeente, die twee vrouens agter die pastore van hierdie gemeente, wil ons graag sê van ons kant af tannie Rolien, baie dankie. My vrou, baie dankie as moeders van die gemeente. Mag die Here julle ryklik seën. Mag hy julle optel. Ek wil net die gemeente net beloof, dit is nie wyn nie, dis nie drank nie. As hierdie vrouens hierdie goed drink, is hulle baie desperaat, prys die Here, maar dis net 'n ietsie kleins van die gemeente af om te sê aan ons moeders, baie gelukkig, geniet 'n heerlike Moedersdag. Ek wil net sê ons kinderkerk kook hoor. Geef vir hulle 'n lekker hande saam. Claudine, baie dankie julle. Baie dankie julle almal. En het julle die diens geniet? Natuurlik, hier raak dit al hoe lekkerder. Luister, onthou net, daar's kaartjies, onthou die kaartjies vir die kinderkerk se ouers vir volgende Vrydag wat nou kom, is beskikbaar. Hulle moet 'n kaartjie vat. Kos dit iets? R30. Daar sê, R30 'n kaartjie vir Vrydag. Dis stokbrood, chocolates, marshmallows, alles gaan daar wees. Dit klink baie lekker. Ek gaan definitief daar wees. Okay. So ja, vir Vrydag aand onthou dit asseblief om dit daar te kry. En onthou as jy 'n pannekoek wil hê in die saal, moenie vergeet van die pannekoek nie. En dis hoekom my vrou nie by my gesit het nie, want sy het pannekoek gebak. Okay, so julle moet gaan pannekoek kry. Alright, is daar enigiets wat ek vergeet het? Natuurlijk gaan ons dit doen. En dan gaan ons, kom ons staan saam, en dan 'n spesiale seën oor al ons mamas, al ons vroue met hulle sorgsame harte. Ons sal dit nie kan doen sonder julle nie. Maar ek dink dit ons moet vir die kinders darm 'n lekker hande klap gee. Baie dankie maatjies hoor. Julle is dan te oulik vir. Kom ons bid net saam. Vader, ons bid nou in die naam van die Here Jesus Christus. Veral vir die moederharte, Here. Vir die sorgsaamheid van die moederharte. Wat sal hierdie wêreld gedoen het sonder die harte van die vroue? Vader, ek bid nou in Jesus naam dat jy elkeen sal seën, dat die rykdom van u heerlikheid, dat elkeen vandag iewers geliefd sal voel, dat elkeen vandag seën sal ontvang uit die hand van die Here. Seën elke vrou. Here, baie dankie vir die vroue in ons lewe. Dankie daarvoor. Ons kan net so dankbaar wees in Jesus naam. Seën op die gemeente, Here. Seën die week wat voorlê en blessings vir almal. Amen. Amen. Het jy dit gevat? Absoluut. Baie dankie. Ons beweeg dan na die saal toe.